obviously een van die beste wenne van Jenson Button. Dan bring hulle verdere 40% upgrade. Nou, dis nou nog legal vir nou. Ek meen, ons het nou al baie op die show gepraat in die verlede en ek dink dit bly relevant. Ons het meer breek gehad as wat ons actually races gehad het op hierdie stadium van die geveg in hierdie seisoen. File in die practice sessions. Kyk hoe lank het hulle daai Macarena wing jy weet getoets en ons het 'n groot baai gemaak en het hom nou die dag die eerste keer eers in 'n reis gebruik. So as sulke goedetjies wat uitkom wat ander ouens ook begin eksperimenteer, dalk net eers virtually en wat dan deurkom. Hulle moet gaan vlieg. Goeienaand al die 5 ligte kykers. Kalla Eda. en dan die lig. Die lig wat lig weg. Lig asemhaal wat se liggie aan is. Hy was so bietjie gedim, Maar die dim switch. Gloei. maar ons Maar die gloei het nie uitgegaan nie. ons gloei in 'n rassie. Welkom Ras. Dankie, lekker om hier te wees. Ag, is lekker om jou stem weer eens Baie bly jy is terug. Ons weet jy is super besig, so ons waardeer jou tyd dat jy ons join vanaand. Ja, ouens, so Rassie, ek weet jy is nou nogal besig op die oomblik, maar kan jy onthou wie die laaste Grand Prix gewen? Man, is taamlike weer wat ons het sien, die storms hier in die Kaap. So gepraat van die weer, dink jy dit gaan reën aan Kanada die naweek? Goeie vraag. Wel, ek meen solank dit net die sneeu is dit okay, want ek bedoel ek meen Formule 1 het nou geen verskoning nie, want die ouens by die Nürburgring 24 hour het sommer in Soutsereen. Ja, en wat. en sleet gery, so ja, sleet ding ou. Ja, daai man het lekker weer gehad. 'n Bietjie ysreën. Wie's bang? Maar ja, ek dink ons het definitief 'n lekker reis het voor lê en ons 'n paar interessante verwikkelinge. Maar soos gewoonlik, kom ons kyk gou net eers na die baan. Dis 'n 4.3 km baan. Ons eerste Grand Prix is in 1978 op die Ile Notre Dame Island. 10 jaar ouer as wat ek is. Ja, en daai ou wat daar ry daarso, Gilles Villeneuve, dit is die baan is na hom vernoem. Hy is die enigste en sal sekerlik die enigste een wees wat sy eie home Grand Prix gewen het. Jy die bande sukkel nogal om dit reg te kry, ja? Want sy seun was terrible at it. O ja, nee wat. World champion en al. Ek meen, ons kan nie eers vra vir Latifi nie. En ons kan definitief ook nie vir Stroll vra nie. So, die hoop is soos 1966 Engelse sokkerspan. Jy gaan hom diep. So, ja, en dan het ons 70 laps van 'n Grand Prix. Vanaf die fastest lap is 113.0 van Valtteri Bottas in 2019. En dan ek love die baan. Dis 'n baie stop-start baan. Ja. Hy het Dis 'n lekker tegniese baan. Dit is maar dis low downforce. Ja. Jy weet, so ek dink die paar stuk vloei eintlik. Ja, dis 'n vloeiende baan, maar jy het verbygaan oomblik in plekke soos die hairpin in draai 10 en dan obviously het jy Alex Albon se beautiful move wat ons 'n paar jaar terug gehad het daar in draai 13 en 14 by die chicane vir die wenstreep. Ja, en dan oor jare het dit fenominale Grand Prix vir ons gegee. Ja. En ek gaan so 'n bietjie net indelf en so 'n paar stats vir ons. Geskiedenis. Stat me now. Gee vir ons daai geskiedenis my maat. So, ja, wie is die konings van Montreal? Okay. Ongelukkig moet ek beide hulle name in dieselfde sin sê. Dis min. So, dis Michael Schumacher en Lewis Hamilton wat albei saam 7 of albei elk 7 oorwinnings daar gehad het. Ja. So, ek weet vir Michael was dit 'n phenomenal een. Ek weet
Definitief. Ek het vandag weer die extended highlights op YouTube gekyk want Formula 1 het dit gepost. Het 1999 gewys. O ja. En dit was die jaar waar ons die Wall of Champions gekry het. Dis hom. Want Jack Villeneuve het eerste gecrashed en toe is dit, of ekskuus, eers Damon Hill, toe Jack Villeneuve en toe Michael Schumacher. En was nogal hartseer want hy het regtig Mika se kaartjie gehad daar vir daai jaar en ek bedoel obviously ten spyte van of hy nou gewen het of nie, so in elk geval gemaak het hy want hy het gaan staan en sy been breek op Silverstone. Maar ja, meeste oorwinnings vir 'n konstrukteur daar is Ferrari met 14 oorwinnings daarso. En dan McLaren met 13. Ons kan hom gelyk trek hierdie naweek. Daar's nie 'n manier nie. Ag kom nou, kan ons nie positief dink nie. Nee, luister hierso, ek's jammer. Ken jy vir Tant Nora? Ja. Moet nou nie so wees die boys. Kan ons Nora sok. Kan ons nie hoop vir ietsie nie? Vir 'n gelyktrek maak wil ons hoop. Dit hang af wie. Wat Oscar. As jy Sorry, hoop vir iets, dan hoop jy dat Kimi van 'n siekte gaan optel voor die wedstryd. Maar 'n siekte vir nog wen. Hy gaan, wat is daai tannie wat kos gemaak het by die All Blacks 95? MC Skuman. Hy is nie 'n tannie nie. Dit was daai een tannie mos blameer wat die All Blacks mos almal maagandoenings gekry het. Man, dis freaking tant Letty man wat daar. Ja, ek weet hulle mos so een of ander verskoning gehad vir boerekos. Ja. Toe kan hulle dit nie hanteer nie. Verstaan jy? Hierdie manne van ons eet net vleis. Dan die ander stat wat ons wel het ook hier is dit is vernoem na Gilles Villeneuve. En Gilles Villeneuve, soos julle kan sien hier so in hierdie pragtige nommer 12 Ferrari agter, met die komplimente van Callie se aksiespaar. Waardeer ons dit. En dit die eerste Canadees of die Thais Grand Prix was in 78 en dit het ontstaan want hulle die Olimpiese spele gehost. Ja. En toe het hulle daai, dis soos 'n park, jy weet, en hy het ontstaan daaruit en toe later is hy obviously na die afsterwe van Gilles as hy van Ile Notre Dame wegdoop na die Gilles Villeneuve circuit toe en hy is nou al redelik lank op die kalender en hy het verskillende uitlegtog ook nou al gehad. Jy weet, as jy nou vat jy weet, ek sal 'n bietjie nou sê waar hy dalk verandering gehad het, maar dit was nog altyd 'n Grand Prix waarna ons verskriklik baie uitgesien het. Ek dink net om so 'n bietjie geskiedenis te gee. Ek dink Grand Prix wat ter sprake kom vir my hierso is 2001 waar Ralf Schumacher 'n briljante strategie gehad het en actually vir Michael Schumacher gewen het daai jaar. Baie close race tussen die twee boeties daar. Ook 2000 verskriklik baie gereën. Michael Schumacher en Rosberg Barrichello het 'n 1-2 gehad daarso en Fisichella het 'n podium vir Benetton gekry en ek dink hy het iets soos 30 sekondes agter die twee Ferraris geëindig. Beide McLarens het hulle gatte gesien. In 1998 het ons 2 restarts gehad. Kyk daarso het spare cars gelyk soos 'n spare gearbox wat hulle vandag kan verander, verstaan jy? Hulle het spare cars gehad of nou, ek meen daarso het Johnny Herbert en John Lacey in 'n spare car gestart. Yes. Nee, dit laat jou net dink. Ja. En daar het Michael Schumacher met 'n 10-second penalty het hy ook gewen. 1997 gaan nou baie ver terug. 1997 het Michael Schumacher gewen, maar dis die jaar waar Olivier Panis in die Prost gery het en redelik goed gedoen het en toe jaag hy in die muur vas en breek albei sy bene. So en dit is dis maar waar jaar nou truly ook sy geleentheid gekry het om vir Prost te jaag. So amazing stats. Dan 2003 ook 'n close fight. Ek dink die eerste 4 was
net bo 1.5 sekondes agter mekaar met Michael wat daar wen in die Championship lead weer vat in 2003 nou dit so close is met Raikkonen. Montoya se 2002 pole lap. Die spoed wat hy in die laaste chicane gedra het was so fenomenaal en hoe hy in daai kar nie gecrash het nie was iets as 'n alien. Verstaan jy? Dit is soos iets bonatuurliks. En ek het soveel goeie memories van Kanada. 2002 die 150ste Grand Prix wen vir Ferrari. So rarig baie goeie memories van Kanada, behalwe vir die laaste 2. Ja, Want George Russell het gewen. ja. So, maar andersins, jy weet, is dit okay. En dan het ons ook die infamous 2011 Grand Prix gehad wat nog steeds die langste Grand Prix gebly het in die geskiedenis van Formule 1 wat 4 uur en 4 minute en 39 sekondes om presies te wees. En Jens, Is dit die rede hoekom hulle die 2 uur reël ingebring het? dit is inderdaad Rassie, inderdaad het hulle daai 2 uur reël ingebring. Hoe vinnig het hulle dit in die volgende seisoen sommer al besluit? Ek dink hulle het redelik sommer vinnig na daai reis besluit. Ja, hulle ek gaan dink dit ook dit verander. was na daai reis in trend. So ek dink hulle vinger was vinnig op die knoppie daar, verstaan. So Hulle het nie tyd gemors op baie nie. nee, maar ook weer eens 'n baie skietkundige Grand Prix. Ek kan onthou ek was by iemand gewees en ek het gerush huis toe om die laaste deel te kyk want toe Michael Schumacher want dit was weer een van daai nat droë toestande en ek het geweet jy weet hier was 'n kans vir Michael om in die Mercedes se podium te kry en hy gaan toe verby Mark Webber en hy het beide vir Kumi Kobayashi en vir Felipe Massa in een draai verbygevat. En dog ek, okay, podium aan. Vettel eerste, Michael tweede en toe kom Button van na 4 pitstops, sy spanmaat van die baan af ry. Kom Jensen en Vettel maak 'n fout op die laaste lap en hy vat hom verby. Jy weet, ek dink dit was crazy geweest. Obviously een van die beste wenne van Jensen Button. Dit was 'n beter seisoen vir Jensen Button vir my as sy World Championship jaar waar hy die beste gery het. So baie cool een. En dan notably is dit ook 'n baan waar daar baie eerste oorwinnings plaasgevind het. So wat ons het hierso, die laaste wen en die eerste wen, okay, eerstens die eerste wen vir Jean Alesi. Okay, Rassie wat ons 'n bietjie French leer kan vir ons dalk net reg help daarom met uit te spreek. Ras, so sê Jean of Alesi. Jean? Nee, ja, ek dink is net Jean, maar ek weet nie hoe jy Alesi. Okay. Wat? dan Jean sonder die N. Ek Jy nou reg ja, so sagte en Ja. Jean. Okay. Jean het Alesi. Jy vorm met jou mond, maar jy sê hom nie noodwendig nie. Okay. Okay, uit 'n lazy. Alesi stem. Verstaan jy? Maar anyway, hy het vir Ferrari Dis gewen. amper soos die Ja? Goeie? nee, ek wou gesê dis amper soos die in croissant. Croissant. Okay. Okay. Hoor jy? My croissant van Ferrari. Soos die van bonjour. 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 Love it. So Jean Alesi het daar vir Ferrari gewen. Hy praat makliker na so 2 bottels wyn. Dan praat hy Is dit hoe jy hom leer? Ja, dis hoekom hulle hom nie Shiraz noem nie, maar Shiraz. Verstaan, nou verstaan ek. Gaan wonder ons sukkel so baie nie. Maar om terug te kom. Ek my Duolingo verstaan nie my as ek net ten minste 3 glase wyn gedrink het. Dan sê hy vir my net dat ek verkeerd. So wat jy eintlik vir my sê is Frans is permanent gesuip. Ja, dan As jy was nou vroegoggend baie lank stil. Wow.
Het jy al gehoor hoe praat die Franse? Ja, nee. As jy by met daai token gaan dan is Italianers altyd kwaad. Ja. Ja, oké, ek hoor jou. Ek het 'n punt. So. Well done. Ja. Hulle skree op almal en als. Ja. So om terug te kom na die stad toe, Okay. na ons Champs-Élysées, die Trois, het is ons Jean Alesi het gewen vir Ferrari in 1995 daarso. Dis actually waar ek wil sê die uitleg anders was, want as jy uit die hairpin uit accelerate het jy actually 'n chicane gekry. Nou het ons net 'n reguit stryd, maar daar was so effens aan die so kant. as hy effens kink het hulle 'n man-made chicane ingebou daarso. Ja. En maar anyway, dit was 'n jaar waar Jean Alesi gewen het, Michael was tweede. Famously Jean daarso uit petrol uitgehardloop na dit. In fact sy Ferrari het gebreek net na die finish line. Nadat hy, ek bedoel daai Ferrari van 1995 het soveel races gelead en dan gebreek, nê. Nee. Ja. Jy weet, dit was actually Jean Alesi se en Gerhard se beste kans in 'n Ferrari om wêreldkampioen te wees. Daai V12 was net temperamenteel soos 'n Italiaanse vrou. Verstaan jy? Van Frans na die Italianers. So dis sy enigste wen en sy eerste wen. Lewis Hamilton het in sy debut jaar in 2007 daar gewen. Kan ons noem, dit was vir McLaren. Dit was vir McLaren, maar Ja. wie worry. Die jaar daarna ry en Raikkonen sy gat vas in die pitlane en hy's dom. Ja, okay. En hy wen nog steeds die World Championship. Dis nie McLaren se skuld daai nie. En toevallig is dit die jaar waar BMW, so Robert Kubica, sy eerste wen gehad het. En Nick Heidfeld tweede. So hulle het nie sommer net hulle eerste wen gekry in Formula 1 BMW daar so as 'n manufacturer nie. Maar hulle het actually sommer 'n 1-2 geskor first time round. Iets wat Aston Martin nie kon doen nie. En definitief ook hierdie jaar. En dan het ons vir Daniel Ricciardo wat dis vir Daniel Ricciardo sy naam gemaak het. 2014 Ja. Lewis hulle is ver voor. Ewe skielik het Lewis issues. Dis waar ons eerste gehoor het waar iemand soos Pete Bonington oor die radio kom en sê stay off the curbs tog. Jy weet jy gaan radkas probleme kry. Jy weet dis is jy weet jy gaan met chiropractor toe gaan met jy skip 'n disk tipe scenario. Jy weet en toe kom Daniel Ricciardo en hy doen die amazing moves op die brekke. En hy het vir Vettel oor aangesit en hy het vir Rosberg oor aangesit. Net fenomenaal gewees. So ja. En dan is dit ook die kortste sprint na die eerste draai van die wegspringplek af vir die jaar, boys. En dit veroorsaak gewoonlik lekker chaos. En dan hoe kan ons vergeet? Ons het obviously the Wall of Champions. Ek het nou net dit genoem. En dan dit is statistically, ek weet nie of Singapore nou al dit dalk verbygevat het, maar statistically, né? Ja. Is dit die baan wat die hoogste safety car waarskynlikheid het. Tussen 'n 60 en 80% waarskynlikheid. So ons gaan definitief vir baie en dit dalk sien die naweek. So baie keer as jy kyk na hoe ouens die naweek benader, is daar altyd in strategy 'n safety car ingewerk. So dit en dan ook 'n baie simpel maar tog interessante stat hier is dat daar's 'n trend. Dit is the home of the groundhog. O ja. Okay. So as jy nou die naweek sien, ek meen ek het onthou in die verlede is ons prakties gekyk. Ek onthou toe Supersport net begin. Ja. Al die practice sessions wys op F1. Dan het hulle gereeld in daai practice sessions 'n rooi vlag uitgebring want daar's een of ander grondhond wat rondhardloop daarso. Grondhond.
So dit is en ek het nou al gesien hoe Nick Heidfeld enetjie met sy front wing Klip, nee, platifiseer. Hy klip om hy het hom gesplit. Verstaan jy? So maar Ja. hulle gaan definitief hulle koppe uitdruk die naweek en dalk bietjie chaos veroorsaak, jy weet. Ja, verseker. Nee, Ek dit bedoel, is was mos nou nou lank stil, dit en is het mos nou gesneeuw. dit is mos nou Kanada, Oh. dit is sensitief. Hulle is almal baie Mm. awoke vir daai tipe van goed. Dit behoort baie interessant te wees. Dan boys, ons sit hierso dan met die naweek. So vorige GP het Ferrari en Red Bull redelik baie upgrades gebring. McLaren het McLaren het 40% van hulle upgrades Ja. gebring. Maar hierdie naweek is die eerste naweek waar Mercedes actually baie van hulle omtrent 60% van hulle upgrades Hulle het bring. niks gebring verlede week. Hulle het nog niks gebring Ja. van die van Australië af. van Australië af. Mm. Wys hoe goed is hulle kar? Ja. Ja, iewers het hulle verseker iets reg gedoen. Ek bedoel, dit is daai ouens het nog niks gebring. Hulle het nie nodig gehad om iets te bring. Ek bedoel, die kar het gedomeineer van voor tot reg agter. Eintlik net voor. Of miskien is dit net die driver. Maar dit ook. Wel, een driver. Ek wil nou net sê, ek kan ons een driver noem. Ek en Rassie in Wat sê jou jy? besigheid het ek en Eddie, ek wil nou nie regtig sê bekeer nie, maar ons het ons tot ons sinne gekom. Hoe noem ons dit? laat Wat is die ek hoor. regte woord Sê hiervoor? dit op Ons- rekord. Ja, ons Sê dit- het ek Sê weet dit op- ons het baie aan jou gedink, Ouras. Ons het dan besef, weet jy wat, daar steek dalk meer in Kimi as wat ons wou toegee. Ja, Wat daai laggie. lekker soos wonde nou is. Ja, verstaan jy? Ons sal Ag. kom ons wees nou eerlik met mekaar. Ons sal dit op die ken vat. Maar ons moes ons woordjies So- sê. Kimi het dan vir ons die ding of twee gewys. Ek wil net weet by elkeen van julle, is Kimi 'n generational talent of is hulle nog nie so ver nie? Ja, ou, vat dit stadig. Ek is nog nie daar nie, Ras, maar om nou regtig kwart frank weer te wees, is ek baie impressed. Ek Ja. meen, dit sit nie, ek meen om in jou tweede season te kom met nuwe regulations, nuwe kar, alles. En 3 poles, 3 wenne te vat, is nie laag nie, en jy sit met George Russell langs jou. Ek wil nou net sê ongeag vir die feit Dat jy ons 'n nie goeie van hom kar hou het. nie. Ja, wel dit ook. Maar Maar hy's 'n goeie driver en ja, ek dink hy's sy ding. en ek bedoel as Kimi die naweek vir George kan wen, dan gaan ek hom kudos gee want George is nog nooit swak gewees op Canada. Ja. Ja, ek dink dit is waar ek dink hierdie naweek is waar George homself moet bewys as hy homself gaan bewys of kan bewys. Want ek moet sê, ek dink Kimi het die ongelooflik, het dit al van tevore ook gesê. Ek dink Kimi het vir hom eintlik met sy sterre in die botter geval, want om Bonhout te hê en want Bonhout daai manier om hom net kalm en rustig te hou op die regte oomblik. Net om vir te sê, "Wow, Kimi, rustig. Ons weet van hierdie ding, ons weet van daai ding of daai, wees gou rustig oor dit." En ek wil amper sê om net te laat konsentreer op waarmee hy moet doen, Ja. dit wat hy doen op die baan. En ek wil amper sê dit haal die druk van Kimi af. Ja. Ek dink ek het vir die vorige ronde in Miami het ek gedink ek druk is op Kimi om te perform, want om 'n derde een agter mekaar te vat, dink ek jy sit nogal met druk op jou. Dit moet in jou agterkop speel. En ek dink Bono het daai manier gehad en daar was hier en daar 'n episode waar jy kon agtergekom het Kimi is gerattel en Bono het deur die radio gekom en hy het hom net rustig gehou. En Kimi het teruggekom en hy het 'n fantastiese naweek gehad. So ek dink nie ek wil nog nie sê generational talent daar verlaat my Engels my airtime is op. Ek wil nog nie so ver gaan nie, maar wat ek wel erken is hy het 'n bo-gemiddelde talent. Hy is definitief hy's hy's regtig waar. Hy's beslis 'n fantastiese drywer. Okay, nou moet ons ook by sê
die enigste een in sy generasie tegnies gesproke is Lindblad. So daar's nog nie baie om hom mee te vergelyk wat sy generasie tegnies is nie. Jy vergelyk hom met die ouens met wie hy omring is. Verstaan jy? En dan praat ons van ouens soos Alonso en ek wil nie sy naam noem graag nie, maar kom ons noem eerder Max. Jy weet so jy weet waartoe ek wil gaan. So daar's groot name in die sport van Formule 1 op die oomblik wat jy wil sê. So om 'n generasie te sê, ek weet nie, dalk bekeer ons onsself nader aan die tyd as al meer van die nuwe ouens inkom ras, maar ek gaan nie sê Kimi is nul op 'n kontrak nie. Ek dink Kimi is vir my verseker beter as wat George is. Kimi weet om homself te hanteer op die baan, hy weet om homself van die baan af te hanteer. Inteendeel, ek wil so ver gaan om te sê as Kimi hanteer vir my homself van die baan af beter as wat Lando dit kon doen. Maar ons weet dis 'n groot gedeelte daarvan is ook Toto. Toto weet hoe om met ouens te werk. Waar ouens by die Red Bull kamp, jy weet, al die pressure net eenvoudig cut out op die driver sit. Sê Toto, boys, kom ons verlig bietjie die druk. Kom ons gee die ou kans om te shape. Maar eintlik wat ek wil sê is dat George het laas jaar gewen in 'n goeie Mercedes ook. En die vorige jaar. Het hy vorige jaar gewen? Hy het 2 in 'n ry gewen. Ja. Yep. Op Canada, ja. Tel my nou. Toch Max of iemand het gewen in 24. Jy dink aan 23? Ja, ek het Max vir 'n wen. Max nie 24, 23 en 20. Ek kyk gou op statistiek. Te ver, ek verstaan. Ek onthou Russell het gewen. Ek onthou verlede jaar soos gister. Ja, maar 24 spesifiek ook van 24 se kar Oscar se van jaar semi weggery. Verlede jaar. Ja, laat ek sien nou George het gewen quali, hy het pole gevat. Maar hy het derde geëindig in die reis. Wow, wie het hom gewen? Max. Was dit? Maar George het pole gevat in 24. Okay. Anyway, so is wat ek dink. Ek hoor wat jy sê, Kali, en die ouens obviously bo-gemiddelde talent, maar ek dink wat jy sê bo-gemiddeld is bo die gemiddelde 20 drivers op die grid, right? En my opinie is as jy op so jong ouderdom so bo-gemiddeld van die 20 ouens op die grid is, dan ek dink as 'n generaal. Toto het eers gesê as 'n generational talent en ek het gedog ek like it. Dit is minute vir Toto suits weer sê Toto het vir Carlos tot sy beskikking gehad en 'n paar ander goeders, wie weet waarmee hy besig is deur vir Max Verstappen 'n Mercedes te gee wat sy drive shaft nie om Nürburgring kan kom nie. Wie weet wat daar aangaan, maar hy kies nog steeds vir Kimi. En hy back hom. So ek dink die ou is 'n generational talent. Hy is die enigste ou wat reg kry naaste by wat Max reg gekry het van dat Max dit reg gekry het. So ek dink my opinie is as hy hierdie naweek vir George Russell kan ore aansit. Kom ons sê George het 'n fair race sonder enige unluckiness. As hy straight up net vir George kan wegry, dan dink ek kan hy nog ons bank op die ou. Ek dink as hy hierdie naweek, as hy die race kan wen hierdie naweek, sal ek nou nog ons my spreekwoordelike geld op die ou sit vir die hele seisoen vir dit. Ja. Ek dink ek stem 100% saam met jou daar, Rassie, man. En ek dink terselfdertyd gaan Toto regtig 'n ball and chain om sy enkel moet sit, want ek dink jy weet, ek dink dis daar waar jy weet die ouens van Maranello hulle ponde gaan gooi om hom terug te kry Bologna seker. Italianer terug te kry in die Italiaanse. Maar kom ons kyk, maar ek dink ek stem 100%. Jy sien maar daar gaan die Italianers nou net weer nog 'n Italianer se carrière
besoedel, die arme siel. Wow. Kyk wat het hulle met Charles Leclerc gedoen. Die arme ou. Hy moes lankal in 'n Red Bull of 'n Mercedes of 'n McLaren gesit het. Dit is so sad eintlik. Is sad. Ek Ja. dink 2022. Ek weet. Ja, Anyway. ek stem saam met jou, ja. Dan die volgende span wat ook baie van hulle upgrades bring. Hulle het 60% van hulle upgrades gebring reeds in Miami. 60. Ja. Goeie gedaan. Met nuwe onderdele en goeders. En dan bring hulle verdere 40% upgrades dan na na nuwe front wing toe, onderdele. Daar's 'n paar sneaky goed wat hulle ook maar inbring. So McLaren gaan ook dit doen. Ons kan sien die upgrades het hulle obviously baie gehelp in Miami. Wie weet nie genoeg om baie standaard Mercedes te wen nie, maar dit wys net hoe ver agter die kompetisie is. Ferrari en Red Bull het huge upgrades gebring. Ek dink Ferrari is die span wat die meeste upgrades gebring het in Miami. Ja. En ek wil net so 'n bietjie interessante inligting vir ons gee hierso en Callie, ek gaan vir ons die foto daar gooi. Ja. Maar iets wat Ferrari nogal bietjie gehamper het nou, wat veroorsaak het dat hulle die kar moes bietjie redesign het, is die FTM system. So dit is 'n klein wing wat agter by die exhaust sit, wat hulle gebruik het om die warm exhaust gases wat uitkom agter by die uitlaatstelsel. Net soos 'n double diffuser wat Braun GP gebruik het en gepioneer het in die 2009, 2010 en wat ons gesien het tot en met 2012, 13. Jy weet het hulle nou daai jy weet verlore energie of jy weet wasted hot air of dirty air het hulle gebruik, maar dan dit afdruk na twee secondary wings toe daarso wat hulle dan die downforce van die kar of winglets neerdruk wat help vir extra grip, extra performance en goed. En dit het hulle dit is een van die redes hoekom hulle vir 'n kleiner turbo gegaan het en daai goed, maar hulle het 0.5, ek weet dit gee vir hulle 'n baie groot downforce gain in 'n baie high downforce circuit. So op die stadium van die wedstryd dit is nog legal, maar nou kom daar spanne met baie verskillende interpretasies daarvan. Red Bull lyk of hy so mini wing het daar wat vas sit. Daar sit dit asof iemand jy weet, lyk soos 'n peg wat vergeet is op 'n vasgoeddraad, jy weet. En nou kom daar verskillende interpretasies van die situasie. En dis nou nog legal vir nou, maar dit klink vir my asof ons nou nader na 2027 te beweeg. Dat die situasie dit is halfpad in die jaar wat hulle gaan halfpad in die jaar. Ek het nou nie so raak, maar dit gaan 'n groot invloed hê waar Ferrari redelik veranderinge gaan moet bring. So ek dink deel van die veranderinge wat hulle gebring het was dit. Dan die ander groot ding wat ek dink wat ek na Red Bull toe wil kom, want kyk, dit is die span wat vir my die grootste leap gemaak het. In Miami, want ek bedoel, jy sit met hulle wat 6, 7 beklei en ewe skielik sit jy met Max wat amper pole vat op die grid vir Miami en competitive is in die race ook en hy kan 'n ballerina 360 doen sonder om te crash. Verstaan jy? Maar ons weet 'n skill. Maar as jy gaan kyk daarna na daai prentjie, dan kyk jy na daai tipe sidepod en hulle weet baie teruggegaan na half amper 'n conventional vroeër jare tipe sidepod en hy het so half 'n washout effek. Waar al die ander van die tradisionele designs van hierdie jaar kom hy by die agterwiel kom hy so mooi in.
Jy weet, om so 'n bietjie lig te gee vir die agterband om te kry. Maar ons weet die Red Bull het nog altyd goed gedoen op sy baan. Wel, ek meen ons kan argumenteer 24 en 25 het hulle nie so goed gedoen op hulle bande nie, maar jy weet, hierdie jaar was hulle nie te bad nie. So ek dink dit is nou wat hulle definitief gehelp het. So ek dink Ferrari en Red Bull gaan definitief bou op dit. Ek dink dit gaan die spanne nader aan mekaar skryf. Ek meen ons het nou al baie op die show gepraat in die verlede en ek dink dit bly relevant dat upgrades vat 2 races om regtig ingedaal te word en jy weet ek verwag nie Mercedes gaan ewe skielik van die pace af wees die naweek met hulle upgrades nie. Ek hoop net vir hulle part korreleer hulle wind tunnel met wat hulle bring, want anders gaan hulle weet regtig vasval en omdat dit 'n sprint naweek is, ja, daar's nie baie tyd vir oefen nie. Het jy een practice session. Jy weet so, dis nie die ideale plek. Ek meen vra vir James Wells hoe werk dit as jy nie 'n test session kan maak nie, maar jy test in die wind tunnel. Not happening, bro. Staan jy? So, En die ander probleem is, as jy nou vat, ek en jy het net so vinnig gedaan geraak, dat voor ons begin opneem het, dat, okay, dit was onbeplan, maar ek bedoel, ons het meer breek gehad as wat ons actually races gehad het op hierdie stadium van die geveg in hierdie seisoen. Ja. So, met die gevolg is, jy het nie daai tyd wat jy spandeer op 'n baan, wat jy kan leer wat regtig aangaan as die kar op die baan is nie. En dit is maar eintlik waar jy regtig, jy kan maar windtunnels soveel soos wat jy wil, maar daar's min windtunnels wat vir jou gee wat 'n fisiese baan vir jou kan gee. Ja, 100%. Maar Rais is jy nou kyk so na die goed wat ons bespreek. Wat is jou gevoel oor die upgrades? Ek meen ek wil nou by Aston Martin kom, maar as ons net kyk na Mercedes, Ferrari, McLaren, jy weet wat is jou gevoel rondom dit? Man, ja, ek het mos maar 'n sterk klein opinietjie oor upgrades. Dit voel altyd vir my the proof is in the pudding. Ja. Baie keer bring jy ouens upgrades en die goed fail in die practice sessions. Kyk hoe lank het hulle daai Macarena wing jy weet getoets en ons het 'n groot baai gemaak en het hom nou die dag die eerste keer eers in 'n reis gebruik. Waar, nee. So ja, ek obviously ek dink is baie exciting. My opinie van upgrades is dat jy weet die laaste 1 of 2 of 3 races voel altyd die belangrikste, want dis wanneer jy daai al die punte nodig het wat jy kan kry, nê? Maar en dan deur die jaar het jy al die upgrades sodat jy beter kan raak, maar die eerste 2, 3, 4, 5, 6 races is dieselfde punte en is voor upgrades en sonder upgrades. En so op die einde van die dag almal bring upgrades en jy weet afhangende van die kompleksiteit van die bane is dit 'n high downforce of 'n low downforce, high speed of is dit jy weet is dit bo in die berge of onder op seevlak. Ja. Dit raak so tegnies. So ja, ek like dit om te sien wie kapitaliseer op elke naweek. En op hierdie stadium van die geveg dink ek net sal bring almal upgrades. Mercedes is net in so goeie posisie. Mercedes se program vir upgrades is net so sterk as almal anderstersin. Hulle sal klaar op die voorvoet. Hulle het al klaar gekapitaliseer op elke naweek, elke race. Ja. So ja, ek sien uit om die upgrades te sien. 'n upgrade vir my beteken nie noodwendig, jy weet, jy in 'n posisie of 2 of vat skielik die championship lead nie. Daar is seisoene wat ons het sien en dit is exciting en dan jy weet ek like dit as al sulke novelties soos hierdie uitkom. Ek het nou 'n klomp gekies. Callie vir jou aangestuur wat jy sou seker nou al ingesit het, maar die hele FDM daai trail lap dingetjie. As ons sulke goedetjies wat uitkom wat ander ouens ook begin eksperimenteer, dalk net eers virtually en wat dan deurkom op trek en ek like dit as upgrades die sport develop en amper al vir standaard parte vir al die spanne begin raak. Dan
Kyk op die einde van die dag dit is vir ons lekker om die name te sien en ek dink die grootste voordeel wat jy as 'n design team het is om vroeg in die seisoen punte te kan optel, want sodra jou kaart uit op die tafel is en sien almal dit en wat sê die playing field word uitgelevel. Ja. So en op 'n ander van die dag ons almal wil sien wat die drivers doen. Ons wil sien hoe die drivers sekere besluite neem, bietjie meer braaf is as ander. Hoe laat kan jy rem? Gaan jy binne of gaan jy buite verby? Wat is die strategie? Ons sit letterlik op die punte van ons stoele elke naweek om te sien wie gaan wanneer pit. As daar safety car uitkom, wat gaan die ouens doen? Ja. So dan val die kaart, dan val die element van upgrade so bietjie. Ja, ek dink vir wat ons nou doen, die preview na 'n naweek is dit lekker om oor die upgrades te praat, maar sodra die naweek aanbreek en die FP sessions is verby, dan is al die oë op die action. So ja, ek om jou vraag te antwoord, ek love dit om die parke te sien en om te sien hoe die ouens dink en teoreties, jy weet wat dit moet doen. Maar ek kyk dit weer vinnig mis as die naweek begin. Ek sien hoe die ouens jy weet, ja. Nee, ek love it. Ek hou van hoe jy dit uitpak daar as. Ek dink dit bring my na my volgende punt hier by Aston Martin. Ek dink dis die ouens wat die ergste broodnodige oplossings nodig gehad vir hulle motor. En ek het so 'n bietjie gaan kyk en hulle het so 'n bietjie van 'n bailout gekry by die FIA. Die ou wat jy noem die is maar basies development tokens wat oopgemaak word sodat jy kan aan jou engine werk en opgradeer en goeders gaan nou binne werking kom en dit gaan as soos 'n basiese $11 miljoen boost wees vir Honda om dit te doen. Ek dink kyk, daar's van die ouens wat nou nie happy is oor dit nie, maar hulle moet gaan vlieg. Ek dink op die einde van die dag wat soek ons 'n competitive Formule 1 en ons wil dit hê ons het gehad die laaste 2 jaar waar dit super close is. Ja, jy weet, so wat cool is na Japan het Adrian Newey hulle die onderstel van die 2026 Aston Martin gelos by Sakura fasiliteit by Honda en hulle kon hom op die dyno sit en baie van die vibrasie en batteryskade suksesvol oplos. Hulle gaan dan ook jy weet het hulle baie beter kragverlewering van hulle engine. Ek dink hulle het 'n paar mappings wat hulle bring wat beter is. Kyk, nie is die realiteit, né? Is hulle kon nog nie daai engine heeltemal voluit oopdraai nie. Is reg, ja. So, as gevolg van al daai vibrasies. Ja, so nou dat hulle dit oplos, het hulle, weet, obviously die eerste stap was Miami waar hulle actually die reis kon klaarmaak. Nou gaan hom oopdraai en nou gaan daar 'n baie meer voorspelbare kraglewering wees van beide die energiestelsel en die engine stelsel. So vir die eerste keer. So ek dink hulle kan bietjie meer aggressively hulle energy deployment, hulle actual engine hardloop sonder om dat Alonso al klaar vooraf vir sy vrou moes vra om van geldpille te gaan koop. Jy weet, so ja. Jy het gesê. Ek dink as ek jou gou kan pause daar. Ja. Ek dink ons moet gou hierdie 'n duo dingetjie net unpack. Ek weet nie hoeveel ouens weet wat dit is nie. Let's do it. Hulle sê dit staan mos nou vir additional, wat's dit nou weer? Additional development something opportunity, upgrade opportunity, ja. Additional development upgrade. So as ek reg verstaan, as jou internal combustion engine minder of binne laer as 2% minder performance het as die leading engine, dan mag jy 'n addisionele engine upgrade doen. En as jy laer as 4% perform, dan kan jy 2 addisionele upgrades introduce. Nou, dis cool.
ek wonder as jy op 1.9 of 1.8% sit, dan gaan jy maar sprus drop na 2% toe dat jy nie daai additional upgrade kan kry dalk. Maar ek verstaan die ouens, jy wil nie hê ouens moet uit die bus uitval in die sport met 20 geraak en so voort nie. Maar ek weet nie hoe groot verskil gaan maak nie. Ek kan nie sien dat as jy 2% af is en jy kry een additional upgrade dat jy die beste engine op die grid gaan hê, en as dit so is, dan sal ook dan is hierdie ding ook 'n probleem. Jy kan nie seker jy kan ook nie additional upgrade kry en dan skielik outperform jy almal anderster weer met 2%, dan raak dit weer 'n cat and mouse tot die einde van die seisoen. So, maar ek dink van hierdie laer spanne byvoorbeeld, as jy regtig struggle en jy het nie die span of jy het nie die talent of jy het nie die mannekrag of die mense of whatever nie, dan ons moet sien of dit actually 'n verskil gaan maak. Ek dink is dalk maar meer motivering as wat ons actually dalk resultate gaan sien. En daar's 2 vensters vir hom, né? Dis nou Montreal tot Monaco. Ja. En dan sit weer van Hungary af tot en met, ek dink hy bly vir 3 races daar. Okay. So ek dink dis ek weet nie wat tot en wat na Hungary kom, maar in elk geval daar's 2 windows vir dit wat die auto inskop. So ek dink dit kom op 'n goeie tyd vir Aston Martin, en hopelik kan dit vir hulle bietjie na te bring in die middelveld. En ek bedoel hulle het in Miami was link Q2 dink ek, ja. Wat awesome was. So ek dink hopelik kan dit hulle 'n bietjie nader druk aan die veld. Ek weet Cadillac bring ook 'n paar opgraderings hierso. Hulle is rarig. Ek dink mense onderskat wat Cadillac doen op die oomblik. Maar hulle is rarig. Hulle bou vir my daai steady plodding scenario, baie tipe benadering met McLaren het op die stadium van die wedstryd. Bou stadig. En jy kan ook sien, jy weet, waar Sergio Perez nou is en waar hy in die begin van die jaar was, is 2 verskillende plekke. Jy weet, ek het gedink na China is jy drop net hierdie ou, asseblief. Ja. Weet maar, ek wil hy perform in Miami en ek dink hy het wel drie uitperform. Hulle gaan beter doen in Canada ook. Dan ouens baie groot nuus wat nou opmaak, want ek dink ons almal, as ek sien jou mic is af, wil jy iets sê? Nee, ek dink ek weet wat jy nou gaan sê en ek noem dit vir nou, wil ek dit nog net eers 'n rumor noem, en saam met dit wil ek 4 ander rumors ook in die pot gooi, en dan dink ek moet ons sommer gou hier 'n seksie oopmaak vir die pressure cooker op die paddock tans, want ek het nog 4 rumors om na die tafel of na die pot toe te bring. Okay, ek sal die eerste een in die pot gooi. V8 engines vir 2030-2031. Ek het 'n interview gekyk op YouTube. Ben Sulayem het hulle bevestig hy wou dit al vroeër inbring, so vroeg soos 2028. Korrek. Maar dit is te vinnig vir die manufacturers. Maar hulle wil V8s met 'n baie kleiner battery energiebron, elektriese energiebron. So maar hy sê dis net tyd. So weer eens soos jy nou sê, dis net 'n rumor, want daar gaan moet gestem word vir dit. Ja, ek sê daar's baie goed wat en ek dink net waar ons nou sit, is dit vir my eintlik belaglik dat ons, jy weet, as mens terugkyk nou, in hindsight's a beautiful thing, maar hulle moes die engines gelos het net soos wat dit was. En net die karre kleiner gemaak het, want ek bedoel initieel, toe ons destyds in 2024 met hierdie show begin het en gekyk het na die reels, jy weet, het ons was die engine regulaties nog, exactly, was dit nog nie ter sprake nie, so ons sou dieselfde engines gehad het. Ja. So met ander woorde, wat ons nou sou gehad het, is nog steeds 'n competitive veld met kleiner karre. Dit is wat ons almal in gedagte gehad het, wat ons wou gehad het. Korrek. En
en miskien net harder engines en dit moes hulle aan gewerk het. Nou sit ons met 'n sorry vir my woord, maar shit show. Jy weet, want nou met hierdie ou tokens kry om net weer na iets te lyk. Iets te lyk en ons het ja, dit is 'n bietjie van 'n ongelyke speelveld. So dis nog 'n baie onwaarskynlike ding, want ek dink daar's klomp spanne. Byvoorbeeld ek dink Toto Wolff gaan hard skop teen die ding. Ja, want onder andere, soos ons nou al gesê het ook, is dat hulle het hulle hele Formule E span toegemaak vir hierdie tipe development. So om na 4 agter te gaan nie werk nie. En ek dink Audi gaan ook nie vir die ding val nie. So Rassie op daai ja. Ek het twee opinies oor die V8. Ek stem met jou saam dat jy weet ons het kom ons sê die V8 era die noem dit dan nou biofuel of wat noem hulle dit, net zero carbon fuel, whatever jy dit nou wil noem. As dit e-fuels, ons noem dit e-fuels. As dit voor lê, dan gaan vir ewig in die geskiedenislyn van Formule 1 sou ons nou deur hierdie odd tyd gegaan het waar ons nou 'n bietjie met batterye en goeders en dit het gekom en dit het gegaan. Maar dan sou ek sê dit was nodig. Dit was deel van die ontwikkeling vir die vooruitgang. Kyk, ons weet mos Formule 1 was nog altyd 'n groot rol om te speel in automobile development oor die algemeen. Dit in Le Mans, jy weet, endurance race in Dakar as jy nou so ver wil gaan afhangend van wat so strain jy nou ingaan van voertuie. Maar die hele wêreld is ek bedoel electric vehicles kom al vir jare lank aan, battery, plug-in vehicles, hybrids, hele storie. En ek dink Formula 1 sou dit altyd 'n kans moes gegee. Dit kan nie altyd net in 'n teorie gebly het en nie oorweeg gewees vir Formule 1 nie. En ek dink die tegnologie was gereed om dit te implementeer en te kyk hoe dit werk. Ons het dit nou gedoen en jy weet even Toto Wolff as jy weet 'n racer at heart en 'n ou wat ook hou van sy old school V10s en V12s of whatever in sy garage staan. Dis eintlik baie logies. Ons Formule 1 het dit reg gekry om heeltemal te shift na 100% sustainable e-fuels toe hierdie jaar. So as jy met jou fuel al klaar 'n net zero carbon target achieve, dan hoekom nie teruggaan na exciting internal combustion engines wat daar 'n massive liefde in die hele wêreld is. Ek bedoel dis deel van human culture. En ek stem met jou saam, daar's klaar 'n platform, Formule E is klaar daar. Daar's ander platforms en alle ander resiese wat tradisioneel in 'n ander rigting kan gaan, maar tradisioneel ek bedoel enigiemand en almal wat Formule 1 passievol oor is, gaan sê bring V8s terug, bring V10s terug, bring V12s terug. Imagine ons kan dit in 2150 nog steeds met combustion engines ry, jy weet wat sing soos 'n Mustang op jou jager. So of meer. So ja, ek dink is eintlik 'n baie logiese besluit. Ek weet ouens gaan nou teen dit skop want dit is wat jy weet want die reëls in die development wat gaan vir hierdie jaar. Maar ek dink as jy 'n stapie teruggee en jy is oopkop oor die ding en oor die toekoms, dan lê daar baie meer potensiaal. Ek bedoel as jy 'n voertuig kan maak en hele wêreld kan verskuif na e-fuels toe, wat mense op plase moet Rian laat sê mielies plant en oes en gegis en ja, weer is nou nie heeltemal dit nie, maar ek bedoel dis exciting prospects. Imagine jy kan met 'n combustion engine eendag op die maan ry met sy eie bubble van suurstof. Ja. Jy weet, ek dink net jy maak 'n goeie punt daar. Ek dink maak 'n goeie punt daar as jy want weet jy wat op die einde van die dag dit het te kompleks geraak. Die engines, die batterye, alles het kompleks geraak. Waar as jy terugbeweeg van 'n koste perspektief af. Het jy 'n minder komplekse engine om te bou? Dis iets wat probeer is en in feite hulle het klaar gesê hulle wil dit op dieselfde platform bou van 2006
tot 2013 se V8's, die 2.4 liter. En dan obviously weet het jy dan die klank soos jy nou gesê het. En is ligter. Dis nie hierdie swaar goed wat ons het nie. Ja. So Ja, dis klank en vibrasies en everything that makes us feel alive, you know. En dis presies dit. Ja. Dis presies dit. So nou wil ek net vir ons luisteraars sê, wat verkies julle? Okay, so dis 'n poll, so laat weet ons hier in die comments by YouTube of as jy nou op sosiale media kyk en hier is 'n short. Sal julle verkies het hulle die V8 engine terugbring? Maar as hulle en dan ook net as hulle volhoubare brandstowwe behou. Of nee, ons hou by die huidige hybrid engines. Maar hou die hybrids, maar nie die huidige weergawe nie. So daar is jou 4 opsies wat jy kan kies. En dan van V8's na Rassie se volgende roemer toe. O ja. Okay, meneer, is julle reg hiervoor? Okay. Dis is 'n paar roemers. 1. Die Verstappen Piastri swap. Agterhou Okay, so GP. daar's ek dink daar's geen Red Bull het dit nie, maak dit nie 'n geheim daarvan dat hulle vir Piastri graag eintlik daar by hulle sou wou gehad het nie. En dan is daar baie kritiek vir Max omdat hy nou vassit daar by die Red Bulls en die ouens gee nie vir mekaar wat kan perform nie. En McLaren is obviously nou die ouens wat nou jy weet die beste wel 'n goeie kar het. So ja, ek daar's hierdie rumor wat sê dat ek dink Max se kontrak is 2028 op. Maar ja, blykbaar ja, saam met GP dan BAZ klink dit my sy so rumor dat hy dalk McLaren oorweeg. Ek dink die Piastri sal by McLaren weggaan. Ek dink dit sal dom wees om dit te doen. Ek dink as Max Verstappen weggaan by Red Bull, wonder ek of McLaren die regte move is. Ek wonder of Mercedes nie dalk die beter voertuig tans op die grid is en dalk vir die volgende paar jaar gaan wees. Logiese skuif, ja. Dan nog 'n rumertjie. Daar's nog 'n rumor van political tension tussen die FIA en Mercedes. Ek dink dit gaan maar oor Mercedes wat nou domineer en die FIA wat obviously nou wil begin tweak aan energy management en power delivery rules en al die goedertjies. Soos dit jy nou gesê het obviously gaan Toto nie staan daarvoor nie, want ek wil die ouens het hard gewerk voor te kom en hulle sal honger vir dit van 2021 af wat hulle voel is championship en groot geskiedenis besteel van. So ja, George Russell hy het obviously ook 'n paar sterk opinies daaroor. My opinies oor alles. Ek sal nie met te veel steur oor George. Maar ja. Ja, maar ja, hy obviously by Mercedes defend hulle die huidige reëls want hulle doen nou goed daarmee, maar dan nou is Verstappen en Lewis is nou weer publiek baie oop om hulle frustrasies te vent. So ja, dit sit maar so 'n bietjie pressure. Ons weet mos Lewis ek moes 'n rooi telefoontjie daar na die FIA toe klink dit my. Het ons nou gepraat oor die V8 engines, dan klink dit my is daar een van 'n 60 miljoen euro se Gucci rebrand wat op pad is na Alpine toe. Nou ek weet nie dit sal eers van volgende jaar af wees dink ek. Nice. Het sal interessant wees om te sien of dit of ons dit gaan sien in performance ook. As ek nou vir Flav kom dit saam met 'n Christian Horner of handsakkies. Nie noodwendig nie. Ek dink nie so nie. Ek lees hierso wel iets van current CEO of Gucci's parent company Luca de Mayo, wat sê hy
Ja. Originally rebranded Alpine, so ja. Dit klink ja, nee, ek weet nie, ek weet nie van waar En weer gaan maar hulle dit die klink maar lekker. en hulle gaan die kar in 'n van daai tipiese lap print op hê. Verstaan jy? Dit lyk soos 'n handsak wat handsak rondry. materiaal. Wel, hulle sê ja, Flav, hy klink my ondersteun nog ons die ding en hulle dink in die rigting van 'n high-end luxury aesthetic vir die kar ook dan, jy weet vir die livery en so. Okay. So ja, is 'n interessant enetjie. Net so terwyl ons daarvan praat, ek sien kyk Jaguar is mos nou absolutely in hibernation van dat hulle mos nou hulle nuwe bemarkingsveld tog en nuwe design approach vir 'n nuwe logo verandering en alles klaar het 'n jaar of 2 jaar terug, ek kan nie eens onthou nie. Ek dink ons tans net een voertuig wat hulle actually nog verkoop. Ek weet nou nie eens meer wat dit is nie. Verder rely hulle heavily op die Land Rovers se profit margins om net hulle bietjie te carry terwyl hulle nou rebrand en nou sneek in die week het hulle vir die eerste keer hulle nuwe reeks benaam. So hulle gaan nou die Type 01 noem. Jy kan dit so 'n bietjie Google Callie, ek kan ook 'n prentjie van ons hier opsit. Sommer net so 'n bietjie interessant So hulle is weer terug op die reguit pad. Ja, ek sal nie so sê nie, maar wat ek wel vir jou sal sê is ek dink die wêreld is gereed vir daar's genoeg eksentriese en individualistiese mense in die wêreld dat mense gaan gryp na die eksklusiwiteit wat dit het om te bied. En ek dink Jack gaan myself in 'n hele ander liga inplaas. Hulle gaan nie meer jou Jan Alleman voertuig wees. Ek dink hulle gaan definitief 'n baie meer marginal brand van voertuig raak, amper soos ek wil amper sê meer in die rigting van 'n Brabus of soos die Ek weet dit sê ja. Ons sien dit is 'n luxury brand. Ja, ek dink Land Rover en Range Rover en al hierdie Rovers doen goed genoeg. Ek bedoel as jy mooi daaraan dink, die E-Pace en die Evoque is al klaar eintlik dieselfde voertuig. Platform, ja. Alles is, maar anyway. Okay, dan die laaste roemertjie wat ek het op die tafel gesit is Esteban Ocon. Hy klink my die ou is bietjie under fire daar by Haas. Ons kan ons nou sien, hy is consistently out-qualified deur sy teammate Ehrman. En ja, dit klink my hulle sê dit is unlikely dat hy gesack gaan word in die afloop van die seisoen. Maar ek weet nie of hy volgende jaar nog daar gaan wees. Dit klink en ons weet Ocon het al 'n paar keer gesukkel. Ek weet hy het mos so in en uit geval, was hy dan nie op by Force op stadium nie. Ek dink toe hy by Renault of Alpine nou ingestap het, was dit so as hy nie 'n Fransman was, ek weet ek nie of hy daai seat sou gekry het nie. Alpine was toe in 'n hele approach was om ek wil amper sê te nasionaliseer. Hulle alles alle sponsors was Franse sponsors, hulle driver was Frans. Ja. So ja, dis en ja, ek het nog altyd gedink die ouetjie is talentvol, dat hulle 'n paar simpel goeders gedoen. Nou en dan het hy moments of brilliance gehad, maar yes, jy weet dan kom ons met 'n nuwe generasie. Elke jaar is daar 'n nuwe rookies op die grid, van hulle val uit van hulle stiek. En ons baie ons wat seats wil hê, jy weet. So 100%. En op 'n ouene vandag en jy sit met ouens soos Carlos wat ons weet eintlik baie beter is wat die voertuig wat hy nou in is. Miskien is al baie sulke drivers op die grid. Ja, en daai wil indelf. Ek sit en wonder. En ons weet Carlos was al by Renault gewees en ek wonder sommer net in teorie, jy weet wat sal Carlos byvoorbeeld hierdie naweek kon doen in 'n Alpine. Want die Alpine het ook strate vir 'n paar goeie naweek al gehad hierdie jaar. Anyway, dis die rumor mal. Die laaste rumor wat ek wil ingooi, nê? Ja. Is dat Aston Martin het 'n legit offer ingegooi vir Charles Leclerc. Maar dis nie net 'n rumor nie, hulle het dit legit gedoen. Hulle het en hy het dit van die hand gewys. Hy wil
by Ferrari bly. En die ander sterk roemer wat saam met dit kom, is dat Lewis geniet die nuwe Ferrari, maar hy weet hy gaan nie sy 8ste wêreldkampioenskap wen nie. Ek dink die venstertjie is verby. Ja. En daar's groot gerugte dat hy wil uittreë aan die einde van die jaar. En dit set ons nou op met baie groot besluite wat vir Ferrari voorlê as dit die geval gaan wees. My gevoel is Lewis gaan dalk nog dit uitsien tot 2027, soos dit sy kontrak sê. Ek kan nie sien dat Lewis uittreë aan die einde van die jaar nie, maar as dit gebeur, gaan dit nogal interessant wees om te sien. En dan maar nou het ek 2 vrae vir jou daarso. Een is, hoe sleg moet dit nie wees om Kimi Antonelli te wees? Want jy is 'n Italianer, jy het groot geword met Ferrari as jou hero en bla bla. Nou sit jy in 'n Mercedes wat actually brilliant is, maar daar's 'n possible seat by Ferrari ook. Wat doen jy? Bly waar jy is. Ja, ek weet dit is 'n daai is 'n dis 'n geveg tussen jou kop en jou hart daai hoor. Ja. Weet jy wat sal ek doen? As ek nou Kimi is, dan sal ek hierdie jaar gou die drivers gaan wen. En dan Kry die maak ek titel. nie wat ek wil. En dan as 'n F1 champion, dan gaan ry by Ferrari, want dis die tweede titel wat jy kan vat in hierdie sport. Dis die twee objectives. Die twee targets is wen 'n championship en wees 'n Ferrari driver. En ek bedoel, as jy Italianer is en jy wen, hy's goed op pad soontoe. As jy Italianer is en jy wen met 'n Ferrari, kan jy beleef wat ons as die Fousie gaan ervaar. Italië gaan net 'n totale, ek wou amper sê 'n vakansieweek insit. Verstaan jy? So, ja, boys. Dan. Kyk, julle kan nie, sorry, ek wil net dit ook noem. Elke naweek as Kimi wen, is dit my special net hoe die Italiaanse en die Duitse volksliedere op die, amper sê op die kansel. Ja, dit is, hè? Al wat jy sien is Shumi. Wat so maak hy? Verstaan jy? Aha. Beautiful. Beautiful. Dan boys, die ander moontlikheid is dat indien dit so gebeur, indien Kimi hierdie jaar wen en indien Kimi dan nou gaan na Ferrari toe, dan voel ek nog steeds Carlos moet daar by Toto gaan aanklop. Dit sou ek bedoel hy daar of by Laura Mbekkies. In my opinie. Maar ek dink James Vowles het so 'n bietjie die pap op die grond laat val daar by Williams. Nie dat ek hom blameer nie, daar's baie faktore, maar ek dink net iets het nie lekker geloop daar nie. As jy vat waar hulle verlede jaar geëindig het en vergelyk met waar hulle begin het hierdie jaar. Ja, want na die einde verlede jaar het baie belovend gelyk. Absoluut. Maar ons moet die show land. Net vinnig hartbreek vir Max in die Nürburgring 24 hour. Ek het gekyk. Ek het in die slaap geraak met dit. So lekker om te kyk. Ek het was lekker. Dit was nice geweest. Ek het na kerk het ek toe sommer Stewart hulle se Spa GT Open ook aangesit. Baie nice reis geweest. Stewart hulle het bietjie gesukkel met die Ferrari. Maar dis meer die Ferrari. Ek wou amper sê ek sal nie sê dis die drywer so seer nie. Ek dink is meer die Ferrari en dit Stewart half het dit my ook geklim. Ja, hulle het so 'n bietjie pace gelek daarso. Maar nogtans, ek bedoel, dis nou hy sit nou uit die volgende reis. Dan gaan Axel Jeffries ry saam met Kulile. Okay. En dan's Stewart weer terug by Monza. Waar hulle daar gaan jaag wat ook nogal cool gaan wees. En ja boys, ek dink net van 'n ander punt af ook, dit was 'n goeie naweek. Ek dink dit was die eerste keer in die geskiedenis van ek weet nie hoe lank dat die Nürburgring uitverkoop is nie. Ja. En daar's nou gerugte dat Kimi Antonelli geblok was om te ry vir die Nürburgring want hy qualified daarvoor. En daar's ook gerugte dat Lance Stroll ook volgende jaar moontlik gaan ry en Lando Norris. So daar's nogal 'n paar verwikkelinge in die pipeline.
Maar ek gaan nou vir jou dit gee. Dis hoekom Ben gesê het ons moet die V8 terugbring. Ja. Want op die oomblik is GT3 is net, ek moet sê dit die naweek gekyk het, dit is net dit was aksie. Ek bedoel sê kyk, ek het nou daai klip nou wat ons kan speel waar jy onboard met Max sit en die ander met Von Haas of met Haas onder. En hoe hulle net mekaar plekke verruil tussen die Audi en die Mercedes. En ek bedoel op 'n stadium met Max ouens bygevat op die gras op 'n semi-nat baan. Ouens, daai ou is net derde na tweede. Daai ou is net fenomenaal met 'n motor. Maak nie saak wat hy in ry nie. Ja, hy is beslis. So incredible. Sonder batterye. Love GT3. So vanaand sal ons sommer weer op Twitch gaan ons reis uitsaai. Dan boys, Rasius begin ons begin nou by jou. Jou top 3 vir die naweek. Wel, ek het my Super Bowl laasweek gekies, 2 weke terug actually al. Okay. Ek dink Antonelli gaan die pole vat. Ja. Miskien gaan Russell die pole vat, maar Antonelli, ek dink die Mercedes gaan die first row uitlaak. Okay. Dan dink ek Antonelli gaan hom wen. Ek dink Russell gaan tweede huis toe kom en dan teen beter wete is ek so geneig om vir Lando Norris op die derde posisie. Ja, is nie 'n slegte call nie. Stem so. Kala? Maar dis nou vir race, dis nou nie vir sprint nie. Ja, nee, dis nie vir race. Ek moet sê dis moeilik om te sê nou wat almal se verskillende upgrades gaan bring en goed, maar kom ons gaan op wat ons huidigelik weet. Dan gaan ek ook sê Kimi op vir 1. Ek dink Lando gaan ook op die pole wees. Nie pole nie, sorry, op die podium wees. 'n 3. Ek weet nie, dis moeilik om te sê. Ek wil amper sê, ek dink George is besig om redelike druk te ervaar. En hy het vir die eerste keer regtig druk in sy Formule 1 loopbaan van 'n spanmaat. Nie van ander bestuurders uit, ander konstrukteurs uit nie. So dit gaan vir my baie interessant wees om te sien hoe hy die druk hanteer. En ek praat nie van sy mou nie, ek praat van fisies op die baan. So hy gaan of net podium vat of hy gaan hom net mis. Afhangende wat of hy gaan hom heeltemal baie in die mure gaan mekaar ontmoet. Hy gaan net die klaar maak nie. Maar dit gaan te oorgretig wees. Ja, so is moeilik om te sê. Ek wil amper sê ek wil nie vir Oscar vergeet nie. Want ek dink daar Oscar het vir ons die Japan se eerste een gewys en Oscar het bitter goed gelyk. Oscar het in Miami goed begin, hy het nie noodwendig so goed geëindig nie, maar uit in die reis relatief goed gelyk, konstant gelyk. So ek wil amper sê dis tussen George en Oscar wat vir my die podium gaan klaarmaak. Okay. Myne is redelik straightforward. Okay. Ek dink Russell gaan pole vat. Bloot vir die upgrades. Maar ek dink die rolspelers hierdie naweek is definitief die ouens wat die upgrades in die vorige reis gebring het wat daar gaan wees. So ek gaan the roll of the dice gooi. Ek gaan sê Max en die 2 Ferraris op die podium. Die 2 Ferraris. Wow. Korrek. So ek sal sê dis die naweek waar Charles Leclerc sy eerste reis gaan wen. Ek sal sê Max tweede en Lewis derde. Ek dink maat, hoe groot is jou podium? My podium is groot. My podium is groot genoeg vir 'n 41-jarige ego en 26-jarige en 'n 24-jarige. Sy, kyk nou daar. So ja, en op daai noot is almal geskok hier op 5 ligte. Ons is doodstil. So ja. So dit is my uitleg. Kyk, luister, dis nou maar net weer Eddie.
Hey, mens mag droom, hoor. Asseblief. Skroef jou Kali. Maar ek dink die groot ding is let's face it, ek dink Mercedes gaan die voorlopers wees. Maar ek dink net met al die upgrades en al die goed wat gekom word, dis nooit plain sailing vir upgrades nie, so ek dink regtig dat dit is waar moontlik, ek meen Red Bull het baie pace gehad. En ek dink Ferrari het ook 'n loophole rondom hulle straight line speed deficit. Ek dink ons gaan sien Ferrari in die eerste 2 sektors briljant doen. Hulle gaan spoed verloor in die derde sektor, maar ek dink met die hoeveelheid downforce wat hulle het in die eerste 2 sektors, gaan opmaak daarvoor, so ons gaan 'n close grid hê, maar ek dink Mercedes mag dalk die NJ vir quali, maar ek dink race pace wise, dink Ferrari en Red Bull gaan dalk so 'n bietjie die McLarens en die Mercs opwas. Okay. Maar Rasa, is lekker om weer terug te hê op die show. Waardeer dat jy ingeskakel het. En ja, al is dit lig weg. Lig weg. Selfde, dankie boys, dit was lekker. Ja, Sit nou julle super by die pieks waar julle monde is, né? verseker. Jy weet ons doen. Ek hou daarvan. Right. Okay boys. Dames en here, baie dankie dat julle ingeskakel het. Onthou te like, subscribe, share. Druk daai knoppies. En ons waardeer dat julle ons ondersteun. En ja, ons sien julle na die Kanadese Grand Prix. Ons 5 ligte uit.